Julle sal ook sien, ek het vir julle ook 'n bronnenlysie van waar ons al die inligting van afgekry het om hierdie aanbieding te doen, maar voordat ons gaan afsluit, gaan daar ook 'n skakel wees van 'n lys van boeke wat ons saamgestel het, sodat dit vir julle 'n bietjie leiding gee, watter tipe boeke op die mark is, wat dit is wat julle kan gebruik, wat word byvoorbeeld gebruik vir die beginlesertjie. Dit is ook belangrik wanneer ons vir kinders lees, dat ons hulle nie oorweldig nie. Iemand wat aan die beginstadium is, moet blootgestel word byvoorbeeld aan 'n boekie wat baie min woorde het en meer prente het, sodat die kind gemaklik eers selfvertroue kan bou om eenvoudige teks te lees voordat ons by moeiliker teks kom. Daar sal 'n lysie wees in verskillende kategorieë met die titels van die boeke, met die skrywers, met die uitgewers en waar dit dan natuurlik beskikbaar is. Daar kan julle natuurlik gaan kyk daarna en probeer om dan vir julleself natuurlik boeke aan te skaf. Ek het 'n paar boeke saamgebring wat ek graag net met julle wil bespreek om net eenvoudig te demonstreer hoe ons dan die boeke kan gebruik wanneer ons in die klasse voorlees en wat die lessies is wat ons daaruit kan neem om lees vir kinders lekker en interaktief te maak. 'n Baie oulike boek waaroor ek met julle wil praat is die boekie wat gaan oor die Babalela. Hierdie boek geniet die kinders verskriklik baie. Iets van hierdie karakter doen iets aan die kinders. En dit is natuurlik ook belangrik dat ons moet weet watter voorkeure het kinders in stories, sodat ons die tipe stories kan lees wat vir hulle lekker is, maar ook ons moet hulle ook blootstel aan goed wat hulle byvoorbeeld nie weet nie. Soos kinders byvoorbeeld wat nie naby die see is nie, wat nog nooit die see gesien het nie, kan deur 'n eenvoudige boek verstaan en sien hoe dit lyk by die see, hulle self daarin leef en natuurlik ook een vir haarself sê, eendag as ek groot is, gaan ek see toe gaan en dan het hulle iets om na toe te werk of om oor see te gaan. As ek 'n storieetjie lees van iemand wat dalk oor see reis, dit is baie keer vir baie kinders glad nie moontlik nie. Dis nie eens moontlik vir hulle om in 'n ander dorp te kom nie, maar deur 'n storie kan ek hulle vat op 'n fantasiereis en dit vir hulle moontlik maak om te droom en die saadjie te plant van wat werklik kan gebeur. Babalela, die karaktertjie, woon in die bos. Hierdie boekie was byvoorbeeld gebruik op die Kaapse vlakte, waar die karakter byvoorbeeld sê, los my uit. Hy was uit sy omgewing uitgevat en mense wil gaan kyk uit nuuskierigheid, wie is die Babalela, wat doen hy? En baie mense het gekom om te kom kyk en hulle het gepraat en hulle opinie gelig oor die Babalela. En op die ou einde het die Babalela ontsnap en teruggegaan na sy natuurlike habitat en eintlik vir hulle gesê, ek is 'n Babalela, los my uit. So hierdie boek was byvoorbeeld gebruik vir kinders op die Kaapse vlakte om vir hulle te sê, teen bendegeweld, teen wat ook al in hulle omgewing gebruik, jy kan sê, los my uit. Jy het 'n keuse om te besluit waar jy wil wees en waar jy uit wil kom. Hierdie boek geniet die kinders baie, so ek beveel dit baie sterk aan vir opvoeders om te gebruik. Die volgende boek is Ben en die Boelies. Ons weet ons leef in 'n tyd waar boeliegedrag amper seevier. Kinders boelie op verskillende maniere. In hierdie boek hanteer Jaco Jacobs die tema rondom boeliegedrag op 'n baie positiewe manier. Maar hy sê ook eintlik hier, wanneer kinders geboelie word, sê hulle nie noodwendig vir mense daarvan nie. Ben is byvoorbeeld baie bang, hy deel dit met niemand nie. Hier is 'n tweeling in hierdie storie, wat wag om Ben se kos elke pouse by hom af te neem. Wanneer mamma hom aflaai, is Ben al vreesbevange en Ben ontwikkel eintlik 'n maagseer as gevolg van wat gebeur by die skool. So wanneer ons hierdie storie vir kinders voorlees, moet ons ook weet dat ons vir hulle 'n boodskap stuur dat jy nie hoef stil te bly as iets sleg met jou gebeur nie, maar ook kinders wat dit dalk doen, aan te spreek om dit nie te doen nie en wat die impak van boeliegedrag op kinders is. Dit is ook vir my baie lekker om die storie te lees, want uiteindelik het mamma en Ben, wat ek in my aanbieding genoem het, geborge tyd, wanneer hulle twee alleen gaan sit, en dan sien mamma maar iets pla vir Ben, en dan vertel Ben vir mamma wat eintlik gebeur. Maar ook
Die 2 kinders wat die boelies is in die storie, is eintlik kinders wat nie sulke lekker toebroodjies kry, soos wat Ben byvoorbeeld kry nie. So elke ding in die lewe het 2 kante. En ek dink as opvoeders is dit belangrik dat ons dit in gedagte hou. Wanneer 'n kind in my klas sit, kan daai kind dalk net angstig wees oor iets wat gebeur en daar's dalk glad nie 'n leerprobleem nie. Die volgende ding wat ons ook in gedagte moet hou, is dat ons moet seker maak dat ons nie etikette op kinders sit nie. 'n Labeltjie sit om te sê, jy is nou net dom, of jy wil nou net nie dit nie, of jy is 'n boelie. Dan glo kinders dit, want dit is iets wat geplant word en by hulle tuis gebring word. So ek dink deur hierdie tipe stories is dit so lekker om vir kinders daai boodskap oor te dra en vir hulle te laat verstaan hoe dit eintlik moet wees. Die volgende boek is Karla Krullebol. Hierdie boek handel oor higiëne. Dit is 'n tema wat baie moeilik is om aan te spreek. Dit is moeilik vir iemand om vir 'n kind te sê, luister boetie, jy sal nou 'n plan moet maak met wat ook al. Maar deur die storie te lees, gaan hierdie boodskap by die kind uitkom. Karla Krullebol byvoorbeeld, wou nie hare was nie. Karla het dit gehaat om haar hare te was. En later het haar hare so begin vuil en deurmekaar word, dat daar later 'n orkes in haar hare kom plek inneem het. En deur die storie het mamma later, sy kon dit later self nie uithou nie, want die orkes het so geraas, dat sy self vir mamma gevra het om haar hare te was. En dit is 'n manier hoe ons byvoorbeeld higiëne kan aanspreek. Dames en here, ek kan aangaan oor die tipe boeke wat daar is. Een boekie wat ek nou byvoorbeeld nie vandag het nie, is Parmant. En dit gaan oor 'n krokodil. En hierdie krokodil woon saam met sy mamma, maar hy gaan stap in die bos en omtrent elke dier wat hy teekom, wil aan hom vat op 'n sekere manier. Die een wil byvoorbeeld sy maagie vryf, die een wil sy kop krap, die een wil, en dit het vir krokodil, vir Parmant ongemaklik gemaak. En dan sê Parmant byvoorbeeld vir hulle, dit is my lyfie en ek sê nee, nee, nee. En deur Parmant byvoorbeeld voor te lees, draai jy dan ook die boodskap oor om vir kinders te sê, as jy ongemaklik voel oor hoe mense aan jou raak, as hulle aan jou vat, jy het die reg om te sê nee, of jy kom huis toe en Parmant het uiteindelik vir mamma gesê, dit is wat gebeur het, en mamma sê, dit sal die dag wees. Dis belangrik dat ons kinders moet weet, wanneer hulle moet nee sê, en dan ook hoe dat daar mense is wat wel kan help, en dat daar onderwysers byvoorbeeld is, waar hulle veiligheid en geborgenheid kan kry. Ek hoop dat u die kursus en die aanbieding geniet het, en dat ons vir julle nuttige wenke gegee het. Ek wil dan op hierdie noot vir julle sê, vleit my storie is uit, en akkerblaar, ek kan nie glo, my storie is klaar. Baie dankie.